Ta-ta-ta-ta! Hallo maats, my naam is Fabio. Is julle ook hier vir die superhero-reeks? Ja! Het julle geweet daar is superheroes in die Bybel ook? Ja! Kom ons luister nou na die eerste een. Bye maats! Ek wonder hoe dit voel om supersterk te wees of om 'n ander superkrag te hê wat jou baie spesiaal maak. Jenny, dink jy nie ook dit is cool as jy superheld kan wees nie? Ek is bang vir hoogtes en met hierdie klein arms en hande gaan ek niks swaars kan optel nie. Ek dink hulle mag dalk breek. Ek is nie gemaak om 'n superheld te wees nie. Ek dink ek klink maar 'n bietjie vervelig en boring. Miskien het jy 'n Jenny-tipe superkrag nodig. Dalk kan jy die onsigbare vrou wees of die dierevleisdraer of selfs die superroomhuismaker. Dit klink cool. Dan kan enige iemand 'n one-of-a-kind superheld wees en nog steeds iets spesiaals doen. Jammer, ek kan dit nie regtig doen nie. Alexander, waar's jy? En ek sal Alexander die Groot wees. Oorwinnaar, invloeder, held vir almal. Ouens, julle laat my lag. Alexander, jy lyk nogal wel spesiaal. Maar weet jy dat om 'n held te wees is nie so unreal soos wat jy mag dink nie. Dis nie net 'n fantasie nie. God kan en wil jou gebruik om jou eie held te wees en goed in sy wêreld vir hom te doen. In die Bybel is daar 'n fantastiese storie van Ehud. God het Ehud gebruik net soos hy is om die Israeliete te help wen. Kom ons luister nou na die skrifgedeelte. Hallo julle, so vandag gaan ek julle vertel van Ehud. Dit is 'n baie lang en gekompliseerde storie wat ek vir julle baie kort gaan maak. So, Ehud was 'n Israeliet gewees. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die Here se oë. Daarom het hulle onder die koning Eglon gebly. Hulle moes aan Eglon belasting betaal. Hulle het vir Eglon 18 jaar gedien. Eendag het die Israeliete moeg geraak en hulle het vir die Here gevra om hulle te help. Die Here het vir hulle gesê, maar hy stuur vir hulle Ehud. Ehud was links, so hy het met sy linkerhand geskryf en geveg. Hulle het toe vir Ehud die belastinggeld gegee en gesê hy moet die koning Eglon gaan betaal.
Ehud het dit gedoen, maar hy was slim. Hy het saam met hom 'n swaard gevat wat 1 el lank was. Hierdie swaard was aan albei kante skerp gemaak gewees. Hy het gegaan na die koning toe met die belastinggeld. Daar gekom en van die koning die belastinggeld gegee. Toe hy klaar was en hy en die manne, die koningsmanne begin wegstap, het hy vir die koning gesê, maar hy het gekom met 'n boodskap. Die mense het hom gestuur. Daarop het die koning se manne gegaan. So, Ehud en die koning was alleen. Net sodra die koning nie mooi gefokus het nie, het Ehud sy swaard uitgehaal en die koning doodgesteek met die swaard. Hy het hom doodgesteek en weggestap. Die deure agter hom toegemaak. Die koning se manne het dit eers nie agtergekom nie en gedink dalk is die koning maar net besig binnekant, besig om sy voete te bedek. Maar 'n rukkie later het hulle begin dink dalk is iets fout. So, teen daai tyd was Ehud lankal weg gewees. Die mense van die koning het ingegaan en gesien hy is dood, maar Ehud was weg. Ehud het by die Israeliete aangekom en hy het vir hulle gesê dat die Here gesê het hulle hom moet volg. En dit is hoe Ehud die Israeliete van koning Eglon gehelp het. Ehud was linkshandig. Nou vandag maak dit nie regtig saak of jy links of regshandig is nie, maar die interessante ding is dat om links te gewees het nie noodwendig as normaal gesien was in die Bybelse tyd nie, omdat die meeste mense regshandig was. Mense in daardie tyd het anders na Ehud gekyk omdat hy linkshandig was. Maar dit was presies wat hom die voordeel gegee het om die vyand koning Eglon dood te kon maak. Die Israeliete was in moeilikheid. Hulle het 'n held nodig gehad. Hulle het gebid dat God hulle sal help. En God het hulle gehelp deur Ehud te stuur. Ehud se plan om die koning te oorwin het gewerk, want die koning het nooit die swaard verwag van daardie kant af nie. Hy het seker net gedink dat Ehud 'n brief of iets uit sy sak gehaal het. In sy anders wees het God van Ehud 'n held gemaak. God het Ehud 'n spesifieke tipe held gemaak deur hom te gebruik soos hy is om 'n groot verskil te maak. In sy gehoorsaamheid aan God het Ehud die Israeliete gelei om hierdie stryd te wen. God gebruik vandag ook mense om allerlei wonderlike dinge, soms ongelooflike dinge te doen. Nou God gaan waarskynlik nie vir jou die vermoë gee om te kan vlieg of mense se gedagtes te lees of super vinnig of sterk te wees nie. Maar hy gaan jou gebruik nes jy is met jou talente, gawes, persoonlikheid om 'n groot verskil te maak in sy wêreld. Hy gaan jou wys en leer hoe om 'n superheld te wees vir hom, deur net jouself te wees. God gebruik jou nes jy is en span jou talente en gawes in om 'n spesiale voordeel vir hom te wees en ongelooflike dinge vir hom te doen. Vat nou 'n stuk papier en skryf die woorde God se held. Teken nou jouself. Kry nou gou 'n stukkie materiaal of veld of gekleurde papier of selfs folie in die huis. Gaan gou-gou. O, jy gaan dalk die video wil pause terwyl jy soek. Reg, knip nou 'n mantel uit en plak dit op jou papier. Teken 'n vierkant langs jouself en die opskrif daar moet wees gawes en talente wat my God se held maak. Dink nou aan jou talente en gawes wat God gebruik om vir ander te help. Dalk is jou talent om vir iemand advies te gee of om ander te dien deur hulle te help en hulle eerste te sit. Miskien is jou talent om vir ander te bid of om te sing en mense te seën met musiek. Miskien is jy regtig 'n goeie vriend en jy kan ander help om minder alleen te voel. Skryf nou hierdie gawes neer in daai reghoek en sit jou prent in jou Bybels of iewers in jou kamer. Laat dit jou herinner aan die avontuur wat jy kan leef saam met God wanneer hy jou nooi om belangrike en lewensveranderende dinge saam met hom te doen. Hallo maats, kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons superheroes vir U kan wees, net soos ons is. Dat U altyd by ons is, ons liefhet en ons help. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Bye maats! M-Kids en ouers, dit is vir ons wonderlik om saam met julle te reis deur hierdie video's wat ons kyk.
Dit is vir ons wonderlik om elke week saam met julle meer en meer van Jesus te leer en te ontdek. Ons nooi julle vriendelik uit, as julle sou wou, om te klik op die subscribe knoppie en ook die klok sodat julle gereelde nuwe kennisgewings kan kry van video's wat beskikbaar is. Baie dankie.